ek nie sal buig, elke mond getuig, dat Baie welkom by Vita die Bybelstudies, dis ons Johannes Bybelstudie en ons het in die vorige opname klaargemaak met hoofstuk 9. Ons wil begin by hoofstuk 10, maar ek het nou gewonder of ons voor daar begin, kan ek nie net gou 'n gedagte met jou deel nie, net vinnig. Ek wil dit nou regtig vinnig doen, want ons kan dit later in 'n woordskool 'n bietjie meer oor gesels, maar net vinnig. So die kerngedagte van waarmee ek nou in my hart loop is, meeste van moderne Christendom, ek praat nou van die breë belewenis, nee, daar sal ons uit die aard van die saak uitsonderings wees op wat ek nou gaan sê, maar die breë belewenis, oor die algemeen, is Christendom 'n teoretiese dissipline. So ons doen Bybelstudies, ons delf in die skrifte, ons is in preke, ons is in konferensies, ons lees boeke, ons kyk YouTube video's soos jy nou doen. En ons weet ons hoor goeters en ons verwerk dit in ons koppe en ons hoor dit in ons en ons kan ure spandeer om oor goedjies te praat, jy weet, oor 'n Bybelversie, ja, maar hierdie een, is dit nou so, of is dit nou sis, en ons is die kant toe en daai kant toe met hom, en jy dink en ek dink, en dis oor die algemeen, is Christendom 'n uitstekende, baie goed ontwikkelde teorie. En sommige mense, jy weet, lê hulle lewens toe op die inoefen van die teorie, in die sin dat hulle, jy weet, pak alles uit en doen navorsing en kry alles reg en stryk dit uit en, jy weet, so, en hulle het hulle storie en hulle voel heel wat selfversekerd as hulle in debatte sou betrokke raak, want hulle, weet, jy sê so en dan sê hy so en dan so en so en so, lekker geoefen. Maar die waarheid is, dit is nie Christendom nie. Christendom is nie 'n teoretiese oefening nie. Jy kan nie sonder die teorie nie, daar is teorie. Jesus leer sy disippels en hy gee vir hulle woord en hy verduidelik vir hulle en hy vertel en hy so, maar Christendom is 'n praktyk. Die moderne tendens is dat ons die teorie en die praktyk geskei hou. So ons kan praat oor die sentraliteit van Jesus Christus en hoe belangrik Jesus is en wat dit alles beteken en wat dit behels sy heerskappy en dat hy die Here is en dat hy die finale woord het en hy die sê en so aan. En ons kan daarna luister en dit kan ons harte roer en brandend maak en alles, maar wanneer dit by die praktyk kom, stap ons weg van dit alles. En die praktyk hanteer ons dan soos enige iemand anders in die wêreld die praktyk sal hanteer. Dit is die algemene verskynsel in die kerk, in die breë, is wat jy kry. Onder gelowiges ook, ons sit onder die woord, ek praat nou uit spesifieke situasies en ek wil hulle nou nie hier ophal nie, want ek wil nou eintlik met die studie voortgaan, maar ek wil net die gedagte by jou los, net dit vir jou sê. Jy weet, jou stap uit die kerk uit, of die samekom, sê nou maar, nee? Weg van die YouTube aanbieding en die Bybelstudie en die kerk, of wat ook al nou, stap uit, binne in 'n regte lewenssituasie en het niks te doen met Jesus. Niks nie. Nou net saamgestem en halleluja gesê, op Jesus is sentraal en hy is die Alfa en die Omega en stap in die praktyk en maak besluite, finansiële besluite, verhoudingsbesluite, net besluite oor 1000 goeders en dit kom nie eers by jou op om te vra wat sê Jesus hiervan nie. Dit kom nie eers by jou op nie, jy gaan net aan. En in die meeste gevalle nou is dit 'n nabetragtingsgesprek. So wat was Jesus in dit? Klaar die besluite gemaak. Nou, nee, hy was nie, nee, ek het nou nie so seer vir Jesus gevra nie. Ok, maar hoekom nie?
Hoekom nie? Jy sê dan, hy is die alfa en die omega, en dan gaan jy aan asof jy die alfa en die omega is. So hoekom? Nee, dit is so, mens moet seker, ja, weet so, dis dit. En die besef is dat jy vir jare kan aangaan. Jou hele lewe kan deurgaan, eintlik. En die praktyk en die teorie geskei hou. En nog steeds voel, jy's 'n baie insigvolle, selfs volwasse Christen. Hierdie is 'n verskriklike belangrike saak. Ek weet nie hoe om dit vir jou mooier of duideliker of eenvoudiger te stel nie, maar ek dink dit is nodig, jy verstaan dit seker goed. Jy hoor dit. Kyk na jou eie lewe. Kyk bietjie na jou eie lewe. Ek het 'n baie goeie plek om te kyk, om te weet dat dit waar is. Ek kyk na my eie lewe, myne. En kyk, maar hoe geoefen is jy daarin? Dis waar mense hierdie skreiende ontdekkings maak. Maar as Jesus dan is wie hy sê hy is, hoekom lyk die praktyk so? Daar is die vraag. Sien, so of hy is nie, of jy glo dit nie. Dis een van die twee. Goed, wanneer ons die evangelie van Johannes doen, dan doen ons uiteraard die openbaring van Jesus en die konstante uitnodiging van Jesus om die hoorders van sy boodskap praktyk toe te trek. Hy wat in my glo, soos dis 'n werkwoord, dis aktief, dis nie 'n filosofiese, teoretiese ding, jy weet, ek subscribe nie op Jesus se channel nie. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Ek het vir julle gesê dat as julle nie glo dat ek is wie ek sê ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. En hulle sê hulle glo, en dan sê hy vir hulle, dat julle glo nie, want kyk die praktyk. Julle doen nie die werke nie. Kyk die praktyk. Die praktyk is die beduidende bewys dat julle nie glo nie. Dis die hele ding. So Jesus, nou, jy moet maar weet, nie net vir hierdie gehoor in Johannes se tyd nie, maar my en jou ook. Jesus is konstant besig om my en jou in die praktyk in te trek. Die praktyk, hy trek nie jou en my praktyk in nie, of my en joune nie, hy trek jou en joune in. Jou praktyk, wat is jou praktyk? Wie is die mense in jou lewe? Die wenslikes en die onwenslikes, wat is die situasies, wat is die verhoudinge, wat is die krisisse, wat is die besluite, wat is die deurbrake? Nee, dis jou lewe, jou huis waar jy bly, jou bed waarin jy slaap, die persoon met wie jy getroud is, jou kinders of jou ouers, jou bure. Nee, dis jou wêreld en Jesus trek my en jou konstant in ons praktiese wêrelde in. En hier's die ding, ons kan dit weier. Jy kan dit weier. Jy gee net nie ag nie, jy ignoreer dit net. En hou by die teorie. En as iemand jou vra, glo jy dat Jesus is wie hy sê? So sê ja, definitief. Nee, en daar's die groot ding. So dit is ek wil dit nou nie oorbeklemtoon nie, maar dit is 'n massiewe krisis in die lewens van gelowiges in die kerk vandag. Massiewe krisis. So, goed, dankie vir jou tyd. Kom ons gaan aan. Johannes hoofstuk 10. Vers 1. Voorwaar, ek sê vir julle. Nou, dit beteken sonder twyfel is dit die waarheid. Voorwaar, ek sê vir julle. Amen, amen. Dis waar. Nee, dit is soos 'n merker in die gesprek om te sê, gee nou aandag. Julle hoor nou iets verskriklik belangrik. Dis wat daardie woorde beteken. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Mense klim van verskillende kante af in die kerk, is natuurlik ook dis nie net in Jesus se tyd so nie, dit was so in Jesus se tyd, word deel van die kerk, krap, in aanhalingstekens, doen dit vandag nog,
Niks met Jesus te doen nie, maar word verklaar as deel van die kerk, ontmoet die nuwe lidmaat van Jesus. Daai persoon het nie eers kans om vir Jesus te kies nie, en stel nie belang in Jesus nie, weet niks van Jesus nie, maar word verwelkom in die liggaam van Jesus. En jy moet net die basiese kriteria nakom, soos neergelê deur mense. En dan is jy, nou sê Jesus, as jy nie deur die deur kom nie, maar van 'n ander kant af inklim, is jy 'n dief en 'n rower. Wow. Nou, dink nou gou nie, gehoor met wie Jesus nou praat, nie? Dis mense wat hulle self ag as die volk van God. Hulle ag hulle as die Engelse praat van gatekeepers of the faith, die fariseërs. Maar hulle verwerp Jesus. En Jesus sê vir hulle, julle is diewe en rowers. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. 'n Herder, hier is baie dinge wat jy hier kan sê, maar dink net gou-gou, 'n dief van skape en 'n herder van skape. Dis mos nou nie moeilik nie, jy hoef nie gevorderd te wees in akademie om nou te verstaan nie, nee. 'n dief van skape wil hy skaap vir homself vat. Hy is daar vir homself. Hy gaan hy skaap slag en gebruik. 'n Herder van die skape is vir die welsyn van die skape daar. Hy sorg vir hulle, hy voed hulle, as hulle siek is, gee hy vir hulle medisyne, hy lei hulle na groen gras en stil waters, hy beskerm hulle teen die wolwe en die beere en so aan. Die twee is net heeltemal verskillend. Net teenoor die skape, vergeet nou nog in persoon hoe hulle verskil, maar teenoor die skape, hulle houding teenoor die skape is net, vir hom maak die deurwagter oop. En die skape luister na sy stem. Nou hoe ek dit het al die jare, is dat die deurwagter is die Heilige Gees. Ons gaan nou 'n bietjie lees nou, ek probeer nou net onthou. So die deurwagter is die Heilige Gees maak dit moontlik om deel te wees van die kudde. Die voorwaarde is die deur. Die Heilige Gees is gefokus op Jesus, hy verheerlik Jesus, hy praat nie uit homself nie, hy praat net wat Jesus sê, hy doen net wat Jesus sê, net soos wat die Seun, Jesus onder die Vader se gesag staan, so staan die Heilige Gees onder Jesus se gesag. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Ek gaan nou vir jou sê, want hier is 'n dubbelbeeld hier, wat baie interessant is. Maar kom ons kry net eers bietjie die teks onderlede. Volgende versie. Sê, hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Goed, so Jesus gee die sleutel. Kom ons lees nog 'n bietjie aan. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ok, kom ons lees tot daar. Nee, kom ons sê net 'n paar goed. Hier is 'n dubbelbeeld. Interessant voor ons na die dubbelbeeld kyk, dis in hierdie vertelling en analogie van die kudde en die herder en sovoorts, kry ons die befaamde versie, ek het gekom om julle lewe in oorvloed te gee, die dief kom om te steel, slag en te verwoes. Dis 'n versie wat baie aangehaal word, baie Christene haal dit aan, skryf dit in hulle dagboeke, jy weet, sit dit op stickers op hulle karre, of wat ook al, preek daaroor, bid dit, praat met mense, en gebruik dit om sekere van hulle aksies te staaf, en sieninge en wêreldsiening. Nou, dis
ek het dit al telke male teëgekom dat mense dan Johannes 10 vers 10 uit konteks uitgebruik. En net hierdie week, nou nie geweet ons gaan nou vandag by hierdie gedeelte al uitkom nie, maar hierdie week toe dink ek aan situasies jare gelede waar ek hierdie versie aanhaal en aanwend heeltemal buite konteks. As ek nou terugdink daaraan en probeer nou onthou en mense geheue is nou nie altyd so wat nie, jy weet, jy onthou maar so stukkie, maar van dit wat ek kan onthou, hoe ek daarvan gepraat het, was dit heel buite konteks. Ek het glad nie die konteks waarin hierdie versie voorkom in ag geneem nie, glad nie. En ek haal dit uit en ek gebruik dit op 'n manier wat my dan nou pas op daardie oomblik. As dit jou praktyk is om die Bybel te lees, wil ek net sê, jy is op verskriklike dun ys en jy weet dit nie en dis gevaarlik. Moenie dit doen nie. Vang jouself wanneer jy dit doen en korrigeer dit onmiddellik. En baie mense skryf nou vir my, ek kry nou oor tyd, sal ek mense kry wat sê, dankie vir jou raad, ek leer nou om die Bybel te lees. En vir die eerste keer begin ek die verse binne konteks lees en my hele verstaan verander. Presies, dit is die effek wat dit op jou het. Sodat jy kan begin luister na wat God sê, in plaas van sy woorde te vat en jou eie betekenis daarin te lees. So die dubbelbeeld waarmee ons te doen het te doen met A, die mense wat hulle as leiers voorhou in die, kom ons sê nou maar in die, ek probeer nou die regte woorde kry, in die gemeente van Christus. Nee, maar nou voel ek al, as ek nou dit sê, dan moet ek nou vir jou verduidelik, want dit is 'n baie breë konsep wat partykeer net gereserveer word vir 'n Nuwe Testamentiese samekoms van gelowiges. Maar dit is nie waar nie. Nee, die liggaam van Christus bestaan in die Ou en die Nuwe Testament, maar, nou, soos jy nou kan hoor, dit kort nou verduideliking, want nou sê, maar hoe bedoel jy nou het? Jesus het eers gesterf in die Nuwe Testament en die, jy weet, so, en dan moet ou nou vreeslik verduidelik. Maar so kom ons kry 'n ander woord net vir nou, net om die luister maklik te maak. Kom ons sê die mense van God. Daar sê, kom ons bly by. Dit is makliker om te verstaan. Die mense van God, so dis mense wat hulle voorgee as leiers onder die mense van God. Dis die een betekenis. Die ander betekenis van hierdie gedeelte te doen met Jesus self, wat die hoof is van die mense van God. Die mense van God, Ou Testament en Nuwe Testament. Nou kom ons kyk dit gou na die eerste een, want hierdie is verskriklik belangrik. Want hier's iets wat ons leer van leierskap binne in die kerk, wat 'n baie belangrike saakie identifiseer, want daar is maar baie kluikierigheid rondom die storie van leierskap en die feit dat in sekere gemeenskappe, Christelike gemeenskappe, word dit nou baie sterk beklemtoon dat jy moet onderdanig wees aan die leiers en so aan, en dan word daar sterk diepgaande geestelike redes aangevoer hoekom dit belangrik is om onderdanig te wees aan jou leiers, want dan is jy onderdanig aan God en dan raak dit baie moeilik om te onderskei wanneer word hierdie saak misbruik en wanneer is dit legitiem, wanneer is dit reg. So kom ons kyk daarna, want hierdie is regtig kosbaar en miskien sit jy in so 'n situasie en jy het bietjie lig nodig. So hier's die ding. Die mense van God, daar's aan mekaar mense, aan mekaar bedoel ek hele tyd, die hele liewe tyd, sonder onderbreking, oor al die eeue heen, ook in die dag en tyd waarin ons nou is, daar mense wat indring in die mense van God om hulle self as leiers voor te stel binne in die gemeenskap van gelowiges. Dit gebeur die hele liewe tyd. Maar, sê Jesus, as hulle Jesus nie deur Jesus inkom nie, dan is hulle diewe en rowers. Maak nie saak hoeveel volgelinge het hulle op YouTube of Facebook of wat ook al nie. Maak nie saak hoe populêr is hulle en hoe groot is die dienste wanneer hulle preek nie. Dit is geen aanduiding van
van die waarheid in hierdie situasie nie. Maar ek kom nie deur Jesus hier in nie, ek kom op 'n ander manier hier in, en ek is nie onderdanig aan Jesus nie. So dan, wat jy dan gaan doen, is jy, wat jou dan as 'n leier voorstel, of in 'n leiersposisie bevind, is jy 'n dief en 'n rower. Jy is daar vir jouself. Jy is daar vir jou eie ego, jy is daar vir jou eie gewin, wat baie sterk ook insluit finansiële gewin, en jy is daar vir jouself, en jy steel die mense, soos wat 'n dief en 'n rower doen, steel hulle weg van die gemeenskap van gelowiges na jou gemeenskap. Jy laat hulle dink, jy is 'n herder, jy laat hulle dink, dit is die gemeenskap van gelowiges, maar is nie waar nie, jy kom nie deur Jesus daarin nie, jy is nie aan Jesus onderdanig nie, jy lê nie jou lewe voor Jesus af nie, jy het 'n ander agenda, jy kom op 'n ander manier daarin. Nou sê Jesus, 'n eienskap van die persoon wat deur Jesus inkom, is dat hy loop voor die skape. Is belangrik. Nee, kom ons lees dit weer. Die deurwagter maak vir hom oop. Nou kom ons praat nou net leierskap. Die ou wat indring in die gemeenskap van gelowiges, nie deur Jesus nie. Die deurwagter het nie vir hom oopgemaak nie. So hy het ingebreek. Deurwagter het nie vir hom oopgemaak nie. Hy breek in, en hy is daar vir sy eie gewin. Dis wat hy daar doen. Er was nog iets wat ek daar wou sê. Maar vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem. Die skape luister na sy stem. Nou die rede hoekom die skape na sy stem luister, is die skape wat waarlik by die herder is, nee, Jesus die herder, kan die woorde van hulle herder hoor deur hierdie, kom ons noem hom nou ook, Petrus praat van onderherders. hy is 'n herder in diens van die herder. En hulle hoor, maar dit is die stem van hulle herder deur hierdie persoon, en hulle luister daarna. Mense wat nie by Jesus is nie, sal na enige iets luister. Enigiets. Jy kan hulle enigiets vertel, en alles is net, jy weet so, as hulle van jou hou, dan loop hulle agter jou aan. Maak nie saak met wat 'n sotheid is jy besig nie, hulle loop net agter jou aan. Ons sien dit 1000 keer oor, nee, dat dit die waarheid is. Maar mense wat verbind is aan Jesus kan hoor, hierdie is nie die stem van my herder, wat deur hierdie onderherder nou praat nie. Kan dit nou duidelik hoor. So dis die een ding. En hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. Nee, so ons gaan nou moet deel tussen die beeld van 'n mens as 'n herder en Jesus as die herder. Nee, nou die twee blend so in mekaar. Nee, so jy kan nou mooi probeer onderskei, maar jy leer kosbare goeders. Hy sê, en wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Nou, wanneer ons van Jesus as die herder praat, dan is hierdie verse baie, baie duidelik. Hy sê, hy, die Heilige Gees maak, hy is die weg, hy is die deur, maar hy is ook die goeie herder, hy sê dit. En hy, deur die bediening van die Heilige Gees, en die skape luister na sy stem, ons praat nou van Jesus, nee, en hy stap voor hulle uit, dis 'n Bybel gaan nou na dit kyk, en dan volg hulle hom, en van Jesus kan ons dit duidelik praat. Kom ons praat 'n bietjie van 'n mens, wat as 'n leier in die gemeenskap van gelowiges is, die mense van God. Belangrike ding is, hy loop voor. Hy staan nie voor, en vertel almal wat moet hulle doen nie. Hy loop voor. Ons praat nie van voorstaan nie. Nee, ek het vir baie jare in die kerk het ons gepraat van 'n voorganger, dan praat jy van die liturg. Nee, die man wat daar voor staan en sê, nou doen ons dit, en dan preek hy, en hy sê so, soort van wat moet gebeur daar, en wat nie, en so aan, en hy is die voorganger, maar dit is nie voorganger nie, dis voorstander, dis voorseer. Dis nie waarvan die Bybel praat nie. As baie mense wat as leiers in gemeentes is, en al wat hulle is voorsê en voorstaan, nie voorganger nie. Hulle gaan nie voor nie. Inteendeel, wanneer jy kyk na hulle gaan, dan sien jy hulle loop in 'n totale teenoorgestelde rigting as wat Jesus die herder loop. Nou, hoekom sal jy in hom onderdanig wees?
net omdat hy 'n posisie in die gemeente het, wat 'n organisasie vir hom gegee het, of hy vir homself toegeëien het. Hoekom sal jy hom gehoorsaam wees? Hoekom sal jy hom onderdanig wees? Hoekom sal jy enigstens na hom luister wanneer hy Hebreërs 13 aanhaal en sê jy moet onderdanig wees en gehoorsaam aan jou leiers, daar staan dit in die heilige geskrifte. Jy laat 'n dief wat nie deur Jesus inkom nie, die Bybel gebruik soos die Satan die Bybel gebruik met Jesus se versoeking om jou om die bos te lei om agter hom aan te loop, eerder as om agter Jesus aan te loop. En wanneer jy vir 'n gemeenteleier sê, jy loop agter Jesus aan en hy word bedreig daardeur, dan moet jy weet, jy het met 'n wolf te doen hier. Enige iemand wat bedreig raak, wanneer gemeentelede of gelowiges sterk loyaliteit teenoor Jesus uitspreek om te hoor wat hy sê en agter hom aan te loop en dan bedreig te raak en die Bybel te gebruik as 'n lat om jou te kry om aan hom gehoorsaam te wees, want dit was God se heilige woord, maar jy weet hier, broer, is nie 'n slang in die gras nie, hier is 'n hele nes van hulle. 'n voorganger, 'n herder wat by die deur inkom, praat nou van menslike leiers, nee, want dis die dubbelbeeld nou hier. Is iemand wat voorgaan in die geloof, nie voorstaan en voorsê nie, hy gaan voor. Jy kan aan sy lewe sien dat Jesus is wie hy gesê het hy is. Jy kan aan sy lewe sien dat hy onder die gesag van Jesus staan. Die boekhouer in die gemeente kan dit sien. Die ministry team, wanneer hulle vergader agter geslote deure, kan sien dat hierdie persoon staan onder die gesag van Jesus, nie, jy weet, om te doen wat Jesus sê, nie onder die gesag van Jesus, sodat hy almal kan hiet en gebied nie. Jy moet mooi onderskei hier, ek wil hê jy moet die prentjie baie duidelik kry. Hy staan onder die gesag van Jesus, en hoe hy sy vrou hanteer, hoe hy die finansies hanteer, hoe hy mense hanteer wat hom irriteer, hoe hy die ministry team hanteer, hoe hy die gemeente, hy staan onder die gesag van Jesus. Maar dis nie hoe ons gesag van Jesus dikwels hoor nie, ons hoor net, ek staan onder die gesag van Jesus en jy moet luister wat ek sê. As jy dit hoor, wil ek vir jou vertel, jy het met 'n wolf te doen. Jy het met 'n wolf te doen, maak seker dat jy dan na Jesus toe gaan en sê, Here, wat wil jy moet ek doen? Moet hierdie in 'n openlike bestraffing ontaard, of wat wil jy moet ek doen? Of wil jy ek moet hier weggaan? Maar hier is 'n rowery aan die gang. Hier is die mense van God besig om geroof te raak deur 'n persoon wat hom as 'n herder voorgee, maar nie deur die deur gekom het nie. En kom nie. Dis 'n baie belangrike saak hierdie. En om dan net vir my te sê, ek moet submit, is net nie goed genoeg nie. Ek's baie jammer, is nie goed genoeg nie. Iemand vra vir my nou die dag, so kies jy teenoor wie gaan jy submit? So kies jy self? Natuurlik! Natuurlik! Dis my verantwoordelikheid. Jy weet net, enige ou met 'n titel, wat is 'n pastoor? Okay, ja, so ek moet nou net luister wat jy sê. Waar het jy dit gesien? Waar? Dit staan nêrens nie. Weet jy dat Jesus die gelowiges verantwoordelik hou, nie die kerkraad nie, die gemeente, wanneer hulle mense toelaat wat daar preek en bedien, praat nou van Openbaring 2 en 3, en dan nie die woord verkondig nie, nie die waarheid verkondig nie, die mense mislei, dan hou Jesus die hele gemeente verantwoordelik. Nou kan jy nou dink, nou weet ek ken mos die giftige situasies wat ontstaan, want nou gaan jy en jy sê net, dink gou na die gemeente, Isabel en Nicolaïte en die goeters en so, onthou jy in Openbaring, wil nou nie so doeblaai nie, maar jy kan maar gaan lees daar, waar Jesus hulle so sterk waarsku en sê, ek gaan haar op 'n siekbed werp en haar kinders doodmaak en jy weet so. Nou dink nou, jy gaan nou na die persone toe, wie hulle nou ook al is, en jy sê net, julle is nie besig met die waarheid in Jesus nie, en hulle sê, jy sal onderdanig wees, ons is die gesag van God hier, ons, jy weet, so, wat hulle nou ook al sê, en ja, en jy, en dan, en jy is die rebel hier, en jy is die, natuurlijk sal het so gebeur, natuurlijk. So wat moet jy dan nou maar net stil bly? Nee, jy kan nie, want Jesus is baie pertinent hieroor, en Jesus is die herder. So, hier is baie fuzzy nonsens wat aangaan, jammer dat ek nou so krasserig daaroor praat, maar
Ja, ek het regtig geen sagter sentimente teenoor hierdie saak nie. Dit is my verantwoordelikheid om te sien of die persoon wat as 'n voorganger of 'n leier in die gemeente staan, of hy inderdaad 'n voorganger is. Want as hy nie is nie, sal Jesus my verantwoordelik hou dat ek net klakkeloos agter hom aanloop omdat hy 'n titel het deur 'n organisasie aan hom toegelê. Of hy dit self, hy het homself aangestel as die pastoor of wat ook al hy nou is. Nou, dit kan mos nou net sowel anders ook wees. Jy kan, hier's 'n persoon en hy preek en hy bedien die woord en hy is 'n leier, jy weet, in 'n gemeenskap en jy ken hom nie en jy ken nie die gemeenskap nie en jy kom nou daarin en jy stel vas, maar is hierdie persoon regtig by Jesus? Sy by Jesus, jy weet, jy leer hom ken, hoe hanteer hy sy vrou, hoe hanteer hy die gemeente, hoe hanteer hy sy kinders, jy kyk, maar is hierdie man by Jesus, is hy 'n voorganger in die geloof, pas hy die praktyk prakties, die evangelie prakties toe, en sien, maar waarlik, hierdie man buig onder die gesag van Jesus, waarlik, hy gee nie net mooi preekies nie, hy is waarlik, hy is 'n voorganger in die geloof, hy is nie net 'n voorstander en 'n voorseer nie, hy gaan regtig voor in die geloof, hy pas toe wat die waarheid in Christus Jesus is. Hierdie is so 'n belangrike onderwerp, ek kan jou net nie sê nie. Ja, voel mense wil so baie daaroor sê. Ja, maak seker, dis jou verantwoordelikheid. Jy loop nie blindelings en klakkeloos agter mense aan nie, want die waarskuwing van Jesus was, pas op, baie sal poog om julle te mislei. Baie. En hulle staan onder die leiding van die Satan self. Wees versigtig. Kyk, luister. As jy na woordbedieninge ook luister, nee, nou, dis maar 'n baie karige ding, maar dis 'n belangrike ding, want jy moet na meer kyk as net woordbediening, want 'n ou kan alles reg preek, maar self nie onder die gesag van Jesus staan nie, dan is hy 'n dief en 'n rower. Kom nie deur Jesus nie. So maar luister na mense se prediking, ten minste begin daar, skroot dit met die woord en waarheid van Jesus. Indien nie, dan weet jy al klaar, nog voor jy kyk na die praktyk. So is 'n baie belangrike saak. Jy is verantwoordelik. Jy is voor Jesus verantwoordelik. Agter wie jy aanloop. Moenie agter 'n dief en 'n rower aanloop nie. Hoor die stem van jou herder en stap agter die mense aan wat deur die deur gekom het, vir wie die deurwagter oopgegaan het, want hulle vat jou reguit na die herder toe. Kom ek stop daar. Elke knie sal buig.